Dr. Judy Pretorius is hier om vanoggend met ons te gesels van Baie Medical Emporium. Baie welkom. Wat is die grootste foute wat jong meisies maak as dit by die matriekafskeid kom? Hoorie, jong meisies en jong seuns, Hoe né? is dit? Maar ek sal sê die rede hoekom ek en jy vandag gesels oor matriekafskeid is oordat jy nou moet begin om mooi na jou vel te kyk, want gewoonlik wag hulle ongeveer 'n week voor die tyd en dit is so daar's bietjie sporadiese uitbreek van klein die meisies angs. en die angstigheid en ek dink ons nog 'n bietjie eksamens ook tussenin. So ja, mens moet maar baie versigtig wees vir jou sosiale media. As iets nie klinies bewese of wetenskaplik beproef is nie en jy gaan doen hierdie tuisgebakte resepte op jou vel, dan kan jy jouself bietjie inlaat vir moeilikheid. So eier op jou gesig en ek praat nou regtig van rou eier en havermout, dit gaan nou nie werk nie. Glad nie. En ek wil graag sê om nou al te begin met 'n rustige velsorgroetine is goed. 'n 3-stap proses in die oggend en 'n 3-stap proses in die aand. Maar ek wil graag noem dat moenie onderskat dat 'n professionele behandeling ook goed kan wees vir jou nie. En ek weet ons het al 'n segment gehad deur te sê pas op vir hoë konsentrasiebestanddele vir kinders. Maar nou is jy 'n tiener en jy's nie te ver van 18 af nie. So 'n chemiese afskilfering, ligte chemiese afskilfering kan eintlik baie goed wees nou. Slegs 1 keer 'n maand en dis hoekom ek en jy hieroor gesels in Julie maand. Want ek wil nou net vir jou vra dokter, wat is daar wat 'n mens regtig kan doen? Kyk, ek verstaan jy doen goeie werk, maar jy kan nie wonderwerke verrig in 'n week nie, maar met 'n maand of 2 oor voor die matriekafskeid. Wat kan 'n mens regtig realisties doen dat 'n mens ook net mense se verwagtinge bestuur? Ek sal sê hierdie professionele behandelings is nogal belangrik want en vir ouers wat bekommerd is oor chemiese afskilfering, dit is waar. Jy kry baie sure daar buite wat jou vel vreeslik laat afskilfer, sensitiwiteit veroorsaak, maar neem 'n nota. 'n Ligte glikoliese suur afskilfering gaan nie eintlik moeilikheid maak nie. Wat dit doen is dit help om die vel se pH weer terug te bring na pH 5 tot 5.5 en gewoonlik daai mikrobiese groei wat geassosieer word met akne kan jy eintlik doodmaak jy kan sebumproduksie kan jy heelwat verminder en as daar littekens is oordat jy pysies druk gaan dit eintlik dit opbring na die oppervlak en dan gaan jy heeltemal daarvan ontslaa raak. En dan sal ek sê moenie onderskat dat daai 3 stappies in die oggende en 3 stappe in die aand belangrik is nie. Dit sluit natuurlik 'n reiniger in en maak seker die reiniger het 'n bestanddeel in met salicylsuur. In die oggend Vitamiene C en 'n sonskerm. Daarteenoor in die aand kan jy 'n reiniger gebruik, dieselfde reiniger met salicylsuur en 'n hipokloriet spray wat die vel kalmeer en dan 'n tipe bevochtiger wat net seker maak dat daar nuwe cellulêre proliferasie is en as daar bietjie merke is op die vel dat dit net heeltemal verdwyn. Nou, ek weet jy's ook iemand wat glo in 'n holistiese benadering, so die salon professionele behandelings is belangrik, die tuisstappies, maar daar moet meer met jou hele lyf gebeur as net goed op jou gesig sit. Dit is so en ek weet ouers gaan sê net asseblief hulle moet minder suiker eet. Ek sal eerder sê gaan maak seker jy het 'n goeie probiotika wat jy elke dag inneem en probeer eerder van suiwelprodukte ontslae raak. Te veel suiwelprodukte, hoë konsentrasies laktiese suur oral, verminder dit eerder.